Lees vanaand vanuit Nehemia 4 verse 10 tot en met verse 23. Die Judeërs het begin kla. Die draers se kragte gee in. Die pyn is te veel. Ons gaan dit nie reg kry om die muur klaar te bou nie. Ons teestanders het gedink hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie. Ons het egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het. Ek het die volk gewapen met swaarde, spiese, pyle en boë, familiegewys ingedeel en hulle stelling laat inneem agter die muur, onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Daarna, toe ek agterkom dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amptsdraers en die res van die volk toegespreek. Moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het en ons kon almal teruggaan muur toe, elkeen na sy werk toe. Van daardie dag af was een helfte van die manne aan die werk en het die ander helfte die spiese, skilde, pyle en boë en harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het plek ingeneem agter elke familiegroep. Judeërs wat aan die muur gebou het, die wat boumateriaal moes aandra, het met een hand die werk gedoen en met die ander hand 'n wapen vasgehou. Die bouers het elkeen sy swaard om die heupe vasgegord gehad. Die ramshoringblaser het naby my gebly. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die amptsdraers en die res van die volk gesê, die werk is groot en uitgestrek en ons is oor die hele muur uitgesprei, elkeen ver van die naaste man af. Waar julle ook al die ramshoring hoor, daar moet julle by ons saamtrek. Ons God sal vir ons die stryd voer. Ons het met die werk aangegaan, die helfte van die manne met spiese in die hand, van dagbreek af tot die sterre uitgekom het. Ek het die tyd ook vir die volk gesê, elke man met sy handlanger moet in Jerusalem oornag, sodat hulle snags vir wagdiens en bedags vir die werk beskikbaar is. Nie ek of my mede-amptenare of my dienaars of die wagte by my het kans gekry om ons klere uit te trek nie, en selfs by die water het ons wapens gereed gehou. Ons lees tot sover vanuit die woord van die Here. Wanneer ons kyk na die gedeelte, dan is dit baie besig, baie druk, en ook die verduideliking van besig wees om te bou. Hierdie bouprojek is 'n uitdagende projek. Dit is 'n projek wat gepaard gaan met hartseer, maar ook met uitdagings, met gevaar, selfs lewensgevaar. Alles gebeur 70 jaar voor hierdie gebeure. 70 jaar voor hierdie gebeure. Na soveel jare wat die volk ontrou was, wat die volk nie na die Here geluister het nie, wat die volk afgode gedien het, vind daar iets verskrikliks plaas. Die Babiloniese ryk trek op teenoor Israel. Die Babiloniese ryk neem stelling in teenoor Jerusalem, die groot stad. En Jerusalem, die hele Judea, word verower. Die Babiloniese ryk was so wreed, hulle het geen steen bo op 'n ander steen gelaat nie. Elke huis is afgebreek. Elke stukkie van die muur is tot op die grond afgebreek. Die tempel is vernietig, verwoes. Die hele Jerusalem lê in pyn, die hele Jerusalem vernietig en die mense weggevoer. Die Babiloniese ryk het verder ook baie slim te werk gegaan. Hulle het die geleerde mense na Babel toe weggevoer. Enige een wat iets kon bydra, enige een wat kennis gehad het, vakmanskap, opleiding, is weggevoer na Babel toe. En daar moes hulle help om Babel
vooruit te laat gaan, om Babel 'n beter stad te maak. Net die mense wat ongeskoold, ongeleerd, onopgeleid was agtergelaat. Babel het nog verder gegaan. Die Babyloniese ryk het van elke plek waar hulle verower het, mense gevat en in die ander plek wat hulle verower het geplaas. So is daar ook mense van ander gedeeltes, mense van ander volke geplaas rondom Jerusalem. So die Jode wat agtergebly het so beklei met die ander bevolkingsgroepe dat hulle nooit eers gedink het om in opstand te kom teenoor die Babyloniese ryk nie. Verwarring, onderlandse vyandskap. Dit is wat Babel agtergelaat het. En dan 70 jaar later kry Nehemia die opdrag, die goedkeuring, die koninklike guns om met sy volk terug te trek na Jerusalem. Maar hou in gedagte, Nehemia was nie 'n veggeneraal nie. Nehemia was nie 'n bouer nie, hy was nie 'n argitek of ingenieur nie. Nehemia was 'n skinker. Alwaarin Nehemia werklik opgelei was om die koning se wynglas vol te hou. Wil vra dat ons vir 'n oomblik kyk na die foto op die bord as ons enetjie aanskuif. Dis waarheen Nehemia en die volk teruggekom het. Bourommel, gebreekte huise, verwoeste stad. En hierdie mense wat saam met Nehemia terugkom, na 70 jaar wat hulle ballinge was, na 70 jaar wat hulle eintlik kruisgevangenes was, kom terug tot 'n gebreekte stad. En dan begin die heropbouproses. Elkeen moet begin om sy eie blyplek te bou. Maar daar is vyande. Hierdie mense wat agtergelaat is deur Babel, het so vermeng in die afgelope 70 jaar, hulle het hulle eie mense gevorm, hulle eie bevolkingsgroep. Hulle het vir die afgelope 70 jaar rondom Jerusalem gewoon. Niks herbou nie, niks opgebou nie. Maar nou dat die Jode terugkom en die stad van Jerusalem weer wil opbou, nou is hulle vyandig. Nou wil hulle oorlog maak. Elkeen moet sy eie blyplek opbou. En elkeen moet begin om die muur wat veiligheid bied, die muur wat vir hulle sekuriteit bied, weer op te bou, elkeen so 'n stuk voor hom. En wanneer jou huis klaar gebou was, moet jy jou volle aandag gee om die muur weer op te bou. En juis dit het ons gelees in hierdie gedeelte van Nehemia, waar hulle fisies besig is om die muur weer te moet opbou. Maar dit is nie net so maklik soos dra stene aan en bou die muur nie, want die rommel, die puinhoop moes nog eers weggewerk word. Die stene wat weer gebruik kon word, moes hulle skoonkap, sodat hulle dit weer kan gebruik. Dit wat nie meer bruikbaar was nie, moes hulle wegdra. Altyd deur en tussendeur die oorhangende vyandskap. Die vyande wat op enige oomblik kan toeslaan. Die vyande wat in enige oomblik oorlog kan voer. En dan besef Nehemia, hier is 'n probleem. En hy deel spiese uit. Hy deel swaarde uit. Hy deel oorlogstoerusting uit. Want elkeen moet homself ook kan verdedig. Elkeen moet bou. Troffel, baksteen, sement in die ene hand, swaard in die ander hand, spies in die ander hand. Slaap was daar amper nie 'n sprake van nie. Bedags het hulle gebou, vanaf die son opgekom het totdat die sterre geskyn het. En snags moes hulle nog wag staan. Rus was die minimum. Die laaste vers het dit so mooi gesê, hulle het nie eens tyd gehad om hulle klere uit te trek of na die water te gaan nie. Daar was nie eens tyd om te was of skoon te maak. Hulle moes bou en hulle moes wag staan. As enigeen van julle al ooit gekyk het na 'n bouspan,
'n span wat moet bou, 'n span wat sê nou maar hierdie kerkgebou moet bou, bakstene aangee, sement meng, bakstene pak, hout aandra, dakkappe lê. Dit vat 2 hande se werk. Maar in hierdie stadium kan die volk net bou met een hand. Een hand kan bou en een hand met wapen vashou. En so het hierdie mense die hele stad herbou. Dit het langer gevat. Dit was meer moeilik as wat nodig was. Maar hierdie mense het die stad, die muur, die tempel en elkeen van hulle huise weer herbou. Te midde van oorlog, te midde van vyandskap, te midde van uitdagings. En daarom kyk ons vanaand na 4 punte. Die eerste punt is teenstand, weerstand, of dan ook die vyand. As jy in jou lewe besluit om iets te doen, gaan daar vyandskap wees. As jy besluit in jou lewe om iets te bereik, gaan daar weerstand en teenstand wees. Dit is hoe die lewe werk. Dit is die houvas wat die duiwel probeer kry oor ons lewens, om altyd teenstand, wrywing te gee. Dink aan hierdie mense, asof dit nie moeilik genoeg was om die hele stad te herbou nie, moes hulle nog die bourommel wegvat. Asof dit nie moeilik genoeg was nie, was die vyand ook daar, maar hulle het dit reggekry. Vyande gaan daar in julle lewens wees, en daar gaan baie wees. Weerstand en teenstand gaan daar wees. As jy sê jy wil gaan ingenieurswese studeer, dan is dit dadelik, is my punte goed genoeg? Sal ek keuring kry? Gaan ek verblyf kry? Is daar finansies? As ek besluit, ek het klaar gestudeer, ek het al my vakke deurgekom, ek het my graad behaal, ek gaan werk soek. Vir elke werk waarvoor jy aansoek doen, is daar honderde aansoeke wat ook aansoek doen. Ons leef in 'n land waar 8,5 miljoen van ons bevolking nie werk het nie. Van 'n bevolkingsgetal van ongeveer 50 miljoen, 57 op die meeste. Moenie dat die uitdaging julle afskrik nie. Die eksamen wat op hande is. Hoeveel punte het ek nodig vir eksamenkeuring? Hoeveel punte moet ek uitskryf in my eksamenvraestel om deur te wees? Dis belangrik. Dit is nodig. Dit is weerstand, teenstand. Maar ons kan dit oorkom. Verhoudings, ons kan lank praat oor verhoudings, maar hoe moeilik is dit om daardie een te kry, daardie spesiale persoon, daardie spesiale verhouding. Die Here is by ons. Selfs daarmee sal hy ons help. Moenie dat teenstand in julle lewens julle onderkry nie. Mense wat sê, ag jy sal dit nooit reg kry nie. Mense wat sê, ag jy sommer weer moet probeer, jy sal tot vervelings moet probeer. Moenie luister na die negativiteit nie. Gaan terug na die Here toe. Die tweede punt waaraan ons aandag gee, is moedeloos. Elkeen van ons kan moedeloos raak. Elkeen van ons kan moedeloos word. Met genoeg druk, met genoeg weerstand, met genoeg vyandskap, kan ons moedeloos word. Hierdie mense wat saam met Nehemia gebou het moedeloos geword. Dit was so mooi in die eerste verse waar daar gestaan het, die Judeërs het begin kla, die draer se kragtheid gee in, die pyn is te veel, ons gaan dit nie reg kry om die muur klaar te bou nie. Hulle het gekla, hulle het erken, hulle is moeg, hulle het moedeloos geraak, hulle het selfs moed opgegee, maar Nehemia het met hulle gepraat. Ons in ons lewens gaan ook soveel weerstand ontvang. Dink aan om te kan bestuur. Eerste het jy jou leerlinglisensie nodig. Daarvandaan het jy nog 'n toets wat soveel van ons soveel keer moes
weer en weer en nog 'n keer probeer. Elke triespeeltjie kyk, elke observasie doen, voet van die klutch af, stop en parkeer by elke stopstraat. Baie van ons moes weer en nog 'n keer probeer. Maar as jy moedeloos geraak het, sou jy nooit begin bestuur het nie. Sou jy nooit jou lisensie gekry het nie. Om in te kom vir ons studierigting. Ons kon moedeloos raak en moed opgee, en dan sou jy nie vanaand hier wees nie. Daarom, erken die teenstand, sodat jy nie moedeloos sal word nie. Erken die vyand, sodat hy jou nie so afbreek, dat jy moed opgee. Nie een van ons mag moed opgee. Nie een van ons mag gaan sit in die hoekie en huil, en sê, ek kan dit nie doen nie. Wat het Nehemia gedoen? Hy het die volk aangespreek. Hy het vir hulle gesê, hulle kan. Dit bring ons by die derde punt, Nehemia. Nehemia was 'n skinker, iemand wat wyn moes ingooi. Hy was nie 'n bouer nie, hy was nie 'n veggeneraal nie, hy was nie 'n ingenieur nie, hy was nie 'n motiveringsspreker, maar hy maak al sy moed bymekaar, en hy praat met die volk. Hy vorm so ver, hy groei so ver, dat hy die plek inneem wat die Here vir hom gegee het. Hy word 'n volksleier. En Nehemia spreek die volk toe. Julle kan. En daardie selfde woorde is hier vir ons in 2026. Jy kan. Kyk na jouself. Kyk hoe ver het jy al gekom. Ek glo elkeen hier het 'n bestuurderslisensie. Al was dit moeilik. Ek glo elkeen van julle het julle matriek. Al was dit eksamen op eksamen, middeljaar eksamen, rekord eksamen, eindeksamen, toets op toets op toets, vraestel op vraestel op vraestel. En julle is hier. Elkeen van julle het keuring gekry. Julle is die uitverkore studente. Hulle wat kan, julle wat kan. So as die vyand voor jou staan, kyk vir 'n oomblik in die spieël en sê, ek kan. Hierdie volk is toegerus met spiese, swaarde, bakstene en sement. Bou so ver jy kan bou en veg so ver jy moet veg. Want jy kan. Neem die besluit. Veg vir dit wat jy wil hê. Neem jou boeke op. Sit jou kers aan as die krag af is hier in Kanonnierspark. Vat 'n flitslig, drink nog 'n koffie, want jy kan. Want die vierde punt is die belangrikste. God is by ons. Nehemia sê vir hierdie volk, en hy sê dit werklik mooi, ons God sal vir ons die stryd voer. Vers 20. Bou so vinnig soos wat jy kan, bou so hard soos wat jy kan, bou so goed soos wat jy kan. God is by ons. Hy bou saam met ons. Wanneer ons moet veg wakker, wees wakker. Hou jou swaard by jou, kry jou spies vinnig. Die manne met die harnasse staan reg. Maar ons God sal vir ons die stryd voer. Here Jesus het reeds, deur om te sterf aan die kruis, maar ook om op te staan, het hy die dood en die sonde en die hel oorwin. Wanneer ek na myself kyk, en ek sien maar ek kan nie, hierdie keer is die vyand te veel, te groot, kyk ek na God. Want God is groter as die vyand. En as Nehemia en die volk die mure van Jerusalem weer kon opbou, dan kan ons ook die mure weer opbou van ons stad, ons studies. Daardie vak wat jy dalk weer moet doen, daardie eksamen wat jy dalk moet hê. Kyk die vyand in die oë. Kyk na jouself.
sien dit wat jy al bereik het en kyk na God vir hulp. Want ook in hierdie eksamentyd, ook in die toetse en elke vraestel wat voorlê, sal die Here by julle wees. Net soos wat Nehemia vir die volk kon sê, ons God sal vir ons die stryd voer, net so het ek vanaand die voorreg om vir julle te sê, in Nehemia 4 vers 20 staan daar ook vir julle, ons God, jou God, sal vir jou die stryd voer. Het sy dit chemie is, biologie, die Here sal vir jou daar wees. Die Here sal jou help. Bou op al 4 die punte. Bou julle lewens, want elkeen van julle bou aan 'n unieke, 'n spesiale en 'n besonderse kosbare lewe. Bou met die wete dat die Here het klaar alles gebou wat nodig is. Die Here het vir ons 'n pad gebou tot by die huis van God. En Jesus wil hê, julle moet vir julle lewe bou van vreugde, van vrede, van liefde. 'n huis, 'n lewe waarop julle kan trots wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, soveel keer in ons eie lewens beleef ons dat ons moet bou. En waar ons wil bou, moet ons hard werk en dit is nie maklik nie. Daarom kyk ons vanaand na hierdie gedeelte in Nehemia en ons sê dankie dat dit vir ons opgeteken staan. Dankie dat ons mag lees, mag leer, ons eie mag maak, dat U by ons is. Dankie dat U groter is as enige uitdaging in ons lewens. Dankie dat U groter is as enige vyand in ons lewens. Dankie dat ons enige tyd na U mag kyk vir krag, vir hulp, vir ondersteuning. Dankie dat U altyd by ons is. Here, so bid ons vanaand vir elke student, elkeen wat begin voorberei vir die eksamen. Ons vra seën hulle, wees saam met hulle. Ons vra dit, nie dat ons dit ooit sal kan verdien nie, maar alleen in Jesus naam.